Ok, so hierdie twee notaatjies, hulle tweetjies werk saam. Ok. Ons gaan die aandelekapitaal nodig hê vir daai nota. En ons gaan dalk hier ook bedrag nodig hê, daarso. En ons gaan hier by die inkomstebelasting informasie nodig hê en by waar was ook dividende. Ok. Kom ek gaan wys gou net hoe lyk sy formaat mos nou. So albei van hulle begin met saldo aan die begin van die jaar en eindig met saldo aan die einde van die jaar. Ok, julle sien daai. Ok, so saldo aan die begin van die jaar. Hulle gee vir my die bedrag. Hulle het dit daarom ingeskryf. Gaaf, oulik van hulle. Maar nou moet ons die hoeveelheid kry. Hulle sê die maatskappy is geregistreer met 'n gemagtigde aandelekapitaal van 1.500.000. So dis die maksimum wat hulle mag uitreik in totaal. Hulle mag nie meer as dit ooit uitreik nie. Op die 1 Maart 2022 was daar 70% van dit uitgereik. Okay. 70% is 1.050.000 aandele. Okay, so daar skryf mens altyd die getal, die hoeveelheid aandele. Daai is die randwaarde, so daai is die hoeveelheid aandele. Okay, then, next. Op die 31ste Mei 2022 is 'n addisionele 160.000 aandele teen R9 per aandeel uitgereik. Okay. 160. Hoeveelheid? Aandele uitgereik teen R9 elk. En jy skryf hom net so. Jy skryf daar langs aan hoeveel elk. En dan werk ons dit uit. 1.440.000. Okay. Volgende op ons lysie, oeps, nie daar nie. Volgende op die lysie is op 31 Oktober 2022 het die direkteure 50.000 aandele teruggekoop uit die boedel van 'n ou aandeelhouer teen R9.25 per aandeel. Hierdie aandeelhouers kwalifiseer nie vir finale dividende nie. Okay, nou ek sal nou oor die dividende praat. So 50.000 aandele teruggekoop. So dit kom nou weer terug in hulle 1.500.000 wat hulle in totaal het om te mag uitreik. Hulle koop nou weer terug dat hulle weer kan verkoop. Okay, dan sê ons aandele teruggekoop teen, nou hier's 'n bitter belangrike punt wat jy nou moet baie mooi luister. Want hierdie aandele teruggekoop kom hier ook in by behoue inkomste. Nou ek in my graad 12 sit hierdie jaar het ons 'n bietjie van 'n spottery. Ek weet nie hoeveel rugby seuns daar in julle klas is nie, maar daar's nou nogal taamlik 'n paar rugby spelers in my klas hierdie kant. En toe het ons uitgekom by dit klink soos rugby. En hulle het eintlik gedink ek vloek, maar toe het ons gesê gakbie. Nou, dit klink verskriklik, ek gaan gou vir julle uitspel. So hierso moet gak inkom en hier moet bie inkom. Nee, gakbie. Nou gak is die gemiddelde prys, gewone aandelekapitaal. So die gemiddelde prys moet jy altyd hier inskryf. En die ekstra kom uit bie uit. Okay. Nou moet ons die gemiddelde prys uitwerk. Nou om die gemiddelde prys uit te werk, vat jy jou totale randwaarde gedeel deur die aantal aandele. Okay, so die totale randwaarde, nou gaan ek net vir myself hier neerskryf, is 10 miljoen, anders gaan ek dit nou verloor. Okay, en dan die totale hoeveelheid is 1.210.000. Okay, so dan vat ek nou, soos ek sê, die totale randwaarde, wat 10 miljoen was, 587.500, gedeel deur die aantal aandele,
net mooi tik al my nulle reg kry. Dit werk uit op R8.75. So dis die gak, die gemiddelde prys. Die B kom dan nou hier uit. Nou die B, ons het dit vir R9.25 gekoop. So R9.25 minus die R8.75 is 50 cent. Wat meer, 50 cent meer as die gemiddelde prys. Ok, ek hoop ek maak sin. Ok, so sien julle hierdie twee werk so saam. Ok, dan 50.000 aandele maal met R8.75 is 437.500. Ok, ook in hakkies, want ek gebruik nou my geld om weer aandele terug te koop. Dan kan ek my totale kry. Dis nou nie 'n probleem nie, ek dink julle kan daarom optel. R1.160.000 is aan die einde van die jaar uitgereik. En R10.150.000. So groot bedrag. Ok. Goed, boue inkomste. Saldo aan die begin van die jaar het hulle vir my ingeskryf. Dan kom hier in netto wins. Ek is nou self altyd netto wins. Voorbelasting, nabelasting. Sien ek twyfel altyd hieroor. Ok, ek het nou net seker gemaak, soos ek het ook altyd na skool, toe ek op skool was, maar net altyd baie mooi gaan leer, voordat ek toets geskryf het. So hier kom netto wins na belasting in. Ok, netto wins na belasting. Kyk gou, na inagneming van alle aanpassings insluitende bogenoemde was die inkomstebelasting 30% van die netto wins voor belasting dit. Ok, nou kyk nou mooi, hulle gee vir die netto wins voor belasting. Ok, nou wil ek sommer op 'n inkomstestaat gou vir julle wys. Ek gaan gou hier terug gaan na inkomstestaat toe. So netto wins voor belasting, daar sit hy. Nou netto wins voor belasting is altyd jou 100% bedrag. Ok, dan wat is hierdie mense se inkomstebelasting nou weer? 30%. Okay, 30% gee ek vir SARS weg. Daai geld is nie meer myne nie, ek gee dit weg vir SARS. Okay. Hartseer storie altyd. So die wins wat ons eintlik oorbly nadat ons nou geld vir SARS gegee het, is 70%. Okay. So ek soek nou die nabelastingbedrag. Nou weer eens daai wat ek nou ook gesê het van deel deur wat ek het, maal met wat ek soek. So hierdie bedrag voor belasting moet ek nou gedeel deur 100, maal met 70. Ek soek die wins na belasting. $137,340. Okay. Dan die aandele teruggekoop, ek het daarom nou gelukkig daar die 50 cent al ingeskryf, so nou moet ek net maal met 50.000 aandele. Okay, en soos ek in 'n vorige video vir julle gesê het, wat ek al vir julle hier oor gedoen het, sorry, julle kan nie my calculators nie, dis waar ek 'n fout gemaak het, as ek dit nou reg het, dit moet in hakkies kom, 25.000, want jy gebruik jou spaarvarkie, hier is my spaarvarkie, jy gebruik jou spaarvarkie se geld om die aandele terug te koop. Dan die tussentydse dividend het ingeskryf en dan die finale dividend, of sy ander naam is verklaar. Ek lees gou oor die dividende. Dividende sê die tussentydse dividend is betaal. Die finale dividend 16 cent per aandeel is op die 28ste Februarie verklaar. Slegs aandele op die aandeleregister tot op hierdie datum kwalifiseer vir finale dividende. So 16 cent maal met daai. Dit is hoeveel aandele daar is. So
dit maal met 16 cent. $185,600. En dan hier was my ander fout ons op die video. Hierdie 2 moet nou bymekaar getel word en ook in hakkies kom. Want dit is my spaarvarkie geld wat ek aan ander mense uitbetaal. Ander mense is nou my aandeelhouers. 311,600. En dan, om die finale ding uit te werk, vat ek dan nou al daai bedrag om die finale een uit te werk. So 132,200 plus 137,340 minus 25,000 minus 311,600. Kan nie wees nie. Kan ons nie op 'n minus uitwerkie. Ons het net soveel. Dat hulle nie 'n 0 gemis dalk iewers nie. Kom ek gaan kyk gou of ek nou gefouteer. Nee, daai is wat hulle gehad het. Wel, dan het ons seker nou nie meer geld nie. Kan dit wees? Ek net gou seker maak. Ja, my netto wins na belasting het ek nie reg uitgewerk. Iets het ek daar verkeerd. Ek het seker maar iets gemis. Kom ek gaan doen net gou daai een reg. Die res is nou reg. Kom ek gaan kyk net gou weer wat het ek nou hier aangevang. 196,200. Kan dit wees? Is dit reg? Was die inkomstebelasting teen 30% van die netto wins voor belasting dit? Nou wonder ek, nee, dit is nie dit nie. Gee gou kans. Ok. Myself net die uitsorteer voor belasting. So 196. Ja, dis nou daai bedrag wat hulle vir my gee, so gedeel deur 100 maal met 70. Dis tog wat ek gedoen het. Gedeel deur 100 maal met 70. Ja, iewers is hier 'n fout op die vraestel dan. Dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. Julle sal sien op die memo ook, dit is soos hulle het gemaal met 70 gedeel deur 30 op die memo. Hoekom sou hulle dit doen? Hulle het gemaal met 70 gedeel deur 30. Ok, ek gaan die video net nie stop en dan gaan ek gou vir julle voice note stuur. Dit gou uitfigure vir myself.